Ek wil vra dat ons net nog so 'n oombliekie in hierdie atmosfeer en stemming sal lei. Ek weet nie vir wie dit is vandag nie, maar die Here het 'n woord vir iemand en ons kan dalk net ons oë toemaak en ons kan hierdie oomblik net respekteer die persoon of persone vir wie die woord is, net 'n geleentheid gee om hulle harte voor God oop te maak en geleentheid te beleef dat God spesifiek met hulle praat vanoggend. Soos heilige oomblik is 'n woord wat na iemand toe kom op hierdie oomblik. Die Here wil vanoggend vir iemand in hierdie kerk sê, ek beskerm jou. Psalm 27 vers 1. Jy moet vandag hoor dat die Here sê, die Here is jou lig en die Here is jou heil. Vir wie hoef jy bang te wees? Die Here is die toevlug van jou lewe, vir wie hoef jy te skrik? Jou veiligheid is in God, jou beskerming is in die Here. Die Here wil hê jy moet vanmôre hoor. God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde. Amen. En selfbeheersing. En die Heilige Gees van jou vanmôre herinner aan jou, die woord wat in my hart opkom, is aan jou posisie. Die Here gee vir jou moed en nugterheid. En hy sê vandag vir jou dat jy kan maar onthou dat jy jou hart moet bewaar meer as enigiets anders. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Amen. Die Here sien jou sagte gees, jou gesindheid. Maar jy kan ook grense stel. Die Here sê vir iemand in hierdie oggend, ek sien jou raak wie jy is. Jy het 'n klomp houe gevat. En soms is jou eensame plek vir jou beter as waar jy hierdie houe kry. Soms is dit vir jou beter om alleen te wees, net jy en die Here. Maar die Here sê, ek sal jou beskerm. Ek maak 'n einde aan dit wat jou so seer maak. En die kwaad sal nie die goeie oorwin nie. Nee. Here, ek weet nie wie hierdie woord vanoggend moet ontvang nie, maar Rassie het onder u leiding, Here, mense genooi. En hier is mense aangeraak hiervoor. En God se Gees het harte verander. En toe ons gaan sit, Here, want daar is iemand in die kerk wat vanmôre soos die vrou wat aan bloedvloei gelei het, gesê, al kry ek. Here, voordat hy of sy vanmôre begin gryp het u na hulle toe gekom. Prys u naam. En het u by hulle kom stil staan. Ja. En vir hulle gesê, wil jou herinner, jy is waardig. Amen. Jy is myne. Ek veg vir jou. Ek staan soos 'n hen oor haar kykens, soos 'n moeder oor haar slyk. Ek sal jou nie los nie. Ken jou seer en jou pyn. Ek weet waarheen jy vlug as dit te veel word. Ek hou jou vas.
Ek sal jou ook hierdeur help. In Jesus se naam. En die hele gemeente sê amen. Amen. Halleluja. Hierdie persoon of persone ook al is, mag die Here jou seën, mag die Here jou help, mag die Here jou vashou. Amen. En hy los jou nie. Hy los jou nie. Ek kan die Bybel saam met my oopmaak, asseblief in Lukas 18. Ons het die voorreg om vanoggend aan die tafel van die Here te sit en ek het die woord en die gedagte gebou rondom die feit dat ons vanmôre aan die tafel gaan sit. Dankie Ivan, ek waardeer jou en ek waardeer vir Saartjie, vir Magda, vir Ruth, vir Gabby, wie het nog vanoggend gesin. Ja, ek waardeer julle almal so baie. Renel en Via daar agter. Dit is altyd so kosbaar. Jesus is die sterk verlosser. Laat ons die goeie nuus weer klink. Jy kan jou Bybel oopbou daar in Lukas 18. Ek gaan vir ons oor die woord bid en dan gaan ek die woord aflewer soos wat ek sê, ons bou die woord so na die tafel toe. Terwyl ons so sit, wat ek bang is, ek vergeet dit, jammer, as ek moes dit seker vir jou gesê het voor die begin. Terwyl jy so sit, ons gaan ook vanmôre 'n paar nuwe lidmate aan die gemeente voorstel, wat jy nou ook al goed ken, dan is die tyd hier al, maar ons wil hulle graag amptelik ook in die gemeente net voorstel, maar terwyl jy so sit en die Here praat dalk vanoggend met jou, kom ons dink aan Kathleen, pastoor Etsie se eggenote, so vrou wat op pad is Kaapstad toe om vir Eileen te gaan haal. Ek weet hulle kan nie wag nie. En sy en Christine is op die pad om te gaan reunite. Ons kan nie dink aan die wonder van die oomblik as daai mamma haar dogter gaan sien nie, en ons bid dat die Here hulle veilig sal hou. So bid sommer so die stilligheid vir hulle asseblief, terwyl julle na my luister en die Heilige Gees ook met hulle praat. En daar was nou nog 'n versoek wat ek ook net wou deurgee. Ek sal dit sal my seker byval, maar kom ons hou dit in gedagte dat die Here hulle veilig vir ons sal terugbring. Kom ons bid oor hierdie woord. O ja, mag ek dit sê voordat ons bid? Nee, kom ons bid nou. Ek is so jammer. Ons is so dankbaar. Stof hulle, sy kinders het al die pad uit Noord-Natal uit vanoggend of laat gisterand hier by Laan gekom. En ons is so dankbaar vir die voorreg wat julle het om saam met hulle te kan kuier, Nicola. En ons wil julle die beste, die mooiste tyd saam toe bid, hoor, mag het vir julle goed wees. Dankie dat julle ten spyte van dit alles nog ook vir ons die tafel voorberei. En as jy het laat dankie gesê, maar ek wil sommer net gesê, die Here seën julle saam met julle kinders in hierdie tyd. Vader, baie dankie vir die nagmaaltafel. Dankie vir 'n oomblik wat U ons vandag kom. Ek wil nie sê besoek het nie, U is nog steeds hier, dis waaroor dit gaan, hierdie hele diens gaan oor U, U is die middelpunt van alles, Here, en ek wil vandag bid dat U nog steeds sal sit saam met ons, staan saam met ons, dat U die eregas sal wees hier, en as ons uit lyn uitgaan, Vader, in die bediening van hierdie woord,
bring ons terug deur die Heilige Gees. Dat dit net die harte sal wees, of die hart wat ons harte sal aanraak. En net die waarheid en niks anders as die waarheid nie. En die hele gemeente sê amen. Amen. Loof die Here. Ek het 'n interessante uitnodiging gestuur op die WhatsApp groep. Sê, onthou julle nog kerkklere? As 'n paar mense, van ons jonger mense wat daar nou nie veel van is, hulle gaan dit waarskynlik nie onthou nie. Dis daai klere wat jy op 'n Sondag uitgehaal het, op 'n Sondag, let wel, op 'n Sondag uitgehaal het. Kompleet met alles wat by mekaar pas. Van bo tot onder. Ek onthou my sissies het hulle kerkskoentjies aangetrek net so kort voor ons gery het. En dit dadelik weer uitgetrek as ons by die huis gekom het, want hulle was bang hulle kry dan stof op of hulle beskadig. Julle weet presies waarvan ek praat. En dan het jy, as jy van die kerk af gekom het, maar net weer jou kleertjies gebêre, daar waar dit hoort in die klas, tot volgende Sondag. Nou julle dit, ek dink, die meeste van ons gaan dit baie goed onthou. Ek en nou Renel praat nog steeds van ons kerkklere, alhoewel ons die kerkklere meer op Saterdag dra, as ons baie keer 'n troue bywoon. Nou het ons ook al gemaklik geraak. Ja, ek het in Pretoria groot geword, waar dit ook maar aan die warm kant geraak het van tyd tot tyd. En so 'n jare terug het ek in 'n redelike konservatiewe gemeente ingestap, daar in die noorde van die land, wat hulle het nog kerkklere geken. Wat my verbaas het, is dat kerkklere, sodat ek dit nou maar met my grootwordjare besef, was nie altyd die gemaklikste klere nie. Ek onthou dat ek party Sondag moes sukkel om die boonste toe te kry om die das om te bind. Ek onthou hoe my pa my leer skeer het en hoe hy my leer das knoop het. Dit was 'n belangrike deel van groot word. Praat ek daar teen vanmôre nie, hoegenaamd nie. Ek onthou net dit wat ons gehad het en julle sal weet waarvan ek praat. Daar was 'n plek wat ek na verwys as 'n konservatiewe plek toe ons daar gekom het. Onthou ek dat ons baie Sondae 40 plus beleef het. Die ons sal weet, ek ken ook die noorde daar goed, hy was ook 'n landtyd daar. En dan net die oomies met hulle, wat was die materiaal? Ek kan nou nie eens behoorlik onthou nie. Man, wat was dit? Ons polyester pakke, was dit polyester? Met hulle polyester pakke daar gesit, bloedrooi in die gesig. So, nee, maar broed, daar het hulle nie eens pakke gedoen nie. Nee, dit was die hele doetie met die 100 baantjie die hele werk. En as 'n mariepak, ek onthou my pa se brood so die mariepak. Ja, dit was goeie tye. En ek onthou die eerste Sondag toe ek daar in die warm kerk sê, dis goed, julle kan maar broers, julle hoef nie met julle baadjies aan te sit nie, julle kan dit maar uitdruk. En my visievoorsitter, wie ek baie lief is, hy is nou al vandag in die hemel, my na die tyd kom sien het en gesê, pastoortjie, hier werk dit nie so nie. En as ander broers hulle baadjies wil uitdruk, ek gaan dit nie doen nie. En ons het mekaar so lief gehad en opgebreek. Kerkklere. Ek kan nie onthou of dit die tandarts was, ek was dalk nog te klein. Maar in ons gemeente Pretoria, waar ek saam met my ouers groot geword het, was daar ook 'n tandarts. En toe sy seun die Sondagoggend ingeseën word, het hy dit durf waag, dit pragtig van
klomp jare terug, om sonder 'n baadjie en 'n das hierdie geleentheid by te woon. En ek onthou die pastoor het hom na die tyd, het ons nou maar gehoor, by mekaar gemaak, soos wat ons sê, en vir hom gesê, broer, as die staatspresident jou nou vandag sou genooi, sou jy ook na sy geselligheid toe gegaan het sonder 'n baadjie en 'n das. En ons was er nie by nie, maar ons het iets gehoor dat die gesprek iets soos dit verloop het. Dat die tandarts gesê het, nee pastoor, ek sou nie gegaan het nie. Ek sou 'n pragtige pak aangetrek het om die geleentheid te gaan bywoon. En ek kan myself dink hoe die pastoor gedink het, daar is dit nou, ek het jou presies waar ek wil hê. Maar toe sê die tandarts, pastoor, maar toe, voordat hy dit kon sê die pastoor toe nou, blykbaar iets soos, maar hoekom kom jy so kerk toe as jy na die staatspresident met 'n vol pak sou gaan? Toe sê hy, pastoor, want ek het gedink, en ek leef vanuit die oortuiging, dat God kyk na my hart en nie na my klere nie. So ek het nou 'n lang storie uit die kerkklere en die safari pakke en die 3-stuk pakke, en ek kan die tannies onthou met die hoede, en ek kan onthou dat daar 'n tannie in ons kerk was, wat checkersakkies onder die hoed ingedruk het, weet nie dat hy nie die kapsel moes beskadig nie, en iemand het sy hande opgelig in die kerk, en die hoed per ongeluk afgelig. Ek kan dit alles onthou, en hoe die checkersakkies uitgeval het, ek kan dit so goed onthou, kerkklere en hoedens. En ek kan onthou my pa sonde, baie weeks aande by die huis gekom het, en gesê het, vanaand was 'n lang argument op die kerkraad, oor die susters en hulle hoedens. Ek wil nou nie vandag sê wat is reg en wat is verkeerd, en ek wil my nie uitlaat oor wat was, en wat die punt wat ek wil maak is, as jy nou hierdie gedagte vat wat ek gebruik het as inleiding, en hierdie man se uitspraak waar hy sê, maar pastoor, ek het gedink dat God kyk na ons hart en nie na ons klere nie. Wil ek jou nou 'n aanleiding daarvan vat na 'n gelykenis wat die Here vertel het. En die gelykenis klink so, Lukas 18, vers 9, sê die Bybel, met die oog op. So, dis hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel. Jesus het altyd gelykenisse vertel om 'n belangrike boodskap oor te dra. So wat het aanleiding gegee dat hy hierdie boodskap, hierdie gelykenis vertel het? Dit het daaroor gegaan dat daar sekere mense was wat hulle eie saak met God as reg beskou het en wat op ander neergesien het. Dit lees ons daar. So daar was sekere mense wat gedink het, hulle is altyd reg en ander mense is minder as hulle. So, dit staan so. Die Here het hierdie gelykenis vertel met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het. Daarom het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense, ons ken dit, vers 10, het na die tempel toe gegaan om te bid. Ek wil hê jy moet asseblief baie aandagtig luister. Daar's 'n paar waarhede wat jy vanoggend gaan hoor. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar, dit weet ons nou. Die fariseer het gaan staan en by homself gebid. Luister, wat sê die Bybel? Wat sê Jesus? Die fariseer het gaan staan en by homself gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedriegers, egbreekers en ook nie soos die ou wat saam met hom in die tempel is. Ou wat saam met hom daar is waar ons veronderstel is mekaar te eer sy. Dankie dat ek ook nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek vas 2 keer 'n week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste, maar die tollenaar het daar ver gaan staan en ek wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en hy het gesê, o God, wees my sondaar genadig. Dan praat die Here en hy sê, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe, hy praat dan nou oor die tollenaar, het huis toe gegaan as die iemand wie se saak met God reg is. Maar elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word.
Nou kan ek oor hierdie gedeelte net vanmôre dit sê, en ek gaan jou nie lank hierhou nie, ek wil nie, ons moet net God se woord duidelik hoor. Dis baie moeilik in ons postmoderne hedendaagse tyd en samelewing, om die vlak, wil ek amper sê, van skok, wat hierdie gelykenis in Jesus se dag veroorsaak het, te verstaan. Dis moeilik, ons lees dit as 'n stukkie geskiedenis, maar om regtig die impak, die skok daarvan te verstaan, is nie so maklik nie. Ek dink, toe Jesus hierdie gelykenis vertel, het hy mense se asems weggeslaan. Ek glo dit met my hele hart, en ek gaan nou verduidelik hoekom ek dit sê. Ek dink daar's dalk een of twee wat na hom geluister het en selfs omgekrap weggestap het en gesê, ag nee, ek wil liewerste nie hierdie hoor nie. So, wat ek probeer sê, is dat ek dink ons, in ons moderne eeu, sukkel om die impak, die skok, van hierdie gelykenis regtig te begryp. Want, kom ek verduidelik hoekom ek dit sê, Fariseërs is oor die algemeen gesien as, kom ons sê maar, as die mees regverdige mense in die tyd van Jesus. Stem jy daarmee saam? Soos hulle gesien, deur die ander mense. Hulle ons weet, hulle is die ouens wat die wet onderhou het. Hulle het gedoen presies wat God wou gehad het hulle moes doen. Ons het daar aan ons huis baie boeke, maar ek weet daar so blou boekie, nie baie dik nie. En met so silwer op die voorkant. En ek kan nou nie die hele titel onthou nie, maar ek weet, die skrywer van hierdie boekie is daar die MC School. En dit gaan oor etiket en tafelmaniere, nie al hierdie goeders. Die Fariseërs, wil ek vanmôre sê, was die tannie MC Schoolmans van die kerke wêreld. Hulle het alles volgens die boek gedoen. Hulle het dit so gedoen. Dis hoe hulle dit gedoen het. Hulle het alles reg gedoen. Maar nou, wil ek hê jy moet oplet. Ons het dit gelees en ek het vir jou gevra, kom ons let net op. Die Fariseër waarvan Jesus hier praat, in Lukas 18, let net op. Hierdie ou, ek het dit nou neergeskryf en ek gaan dit sommer net so sê dat ek dit nie nou te lang maak nie. Hy het meer gedoen as wat nodig was. Hierdie spesifieke Fariseër. Want onthou, die wet het vereis dat jy een dag, 'n jaar, moes vas. Maar hierdie Fariseër het sommer 2 keer 'n week gevas. Ek probeer net vir jou die indruk skep van wie is hierdie ou met wie ons hier te doen het. Die wet het vereis dat hy net op sekere gedeeltes van sy inkomste moes tiende betaal. Daar sekere gedeeltes wat hy vrygeskeld was, maar hierdie Fariseër, spesifieke Fariseër, het op sy hele inkomste 'n tiende betaal. So, hierdie spesifieke ou, ek weet nie wat sy naam was nie, hy was die toonbeeld, wil ek dan maar vanmôre sê, van alles wat reg is, alles wat reg gedoen is, alles wat volgens die boek gedoen is, die tollenaar. Dit was die ongewilde persoon. In die antieke tyd is tollenaars geminag. Want onthou, 'n tollenaar het die reg om belasting in te vorder by die Romeinse regering gekoop. En hy moes net vir die Romeinse regering al die belasting invorder, en wat hy bo op dit wat hy moes invorder, kon ekstra invorder, dit was vir sy eie sak. So, die tollenaars was gewoonlik ook Jode. So nou kan jy dink, dis een van jou mense, wat geld by jou huis, hulle was net nie gewild nie. Hulle was die slegstes van die slegtes gewees.
Trouwens, daar is 'n wet wat die Misha, ek weet nie wie van julle al gehoor het van die Misha nie. Die Misha gaan saam met die Talmud, dit gaan saam met die hele ou verbond en die ou Bybel en die 5 boeke van Moses. Die Misha sê, dit is eers later op skrif gestel na Jesus, maar dit is, die Fariseërs het geleef volgens die Misha en die riglyne wat in die Misha vervat is. Die Misha het gesê hoe jy die wet moet onderhou. Die Misha het gesê, dis hoe jy die Bybel moet lees. Dis hoe jy seker goed. Nou die Misha het gesê, jy hoef nie, jy kon nie eers 'n tollenaar toelaat om in die hof te getuig nie. So dis hoe min hierdie ouens geag is. Die Misha het ook gesê, jy hoef hulle nie eers die waarheid te vertel nie. So as jy gewonder het, waar kom belastingontduiking vandaan? Dit kom al van die Bybelse tyd af. Ja, dis. So, dis die agtergrond. Ek gaan my haas. Ek probeer altyd lyne trek, dat die Bybel nie net 'n storie is en 'n verhaal is en woorde is wat 2000 jaar teruggebring het. Ek probeer dit altyd na hierdie dag toe bring, na die praktyk toe bring ook. En sê, Here, hoe sou dit vandag gelyk het? Hoe sou hierdie gelykenis in vandag se idioom geklink het? En dis baie keer moeilik. Maar kan ek vanmôre sê, kom ons vat 'n oomblik die mag daar. Dan dink ons aan die regverdigste, mees godsdienstigste mense waaraan 'n mens kan dink. Dink net so vir 'n oomblik, wie dit sal wees. Dit gaan nie noodwendig dalk iemand in ons kerk wees nie. Maar dit gaan ook, daar is mense wat hier uitstaan, maar as ons nou, ek wil hê, jy moet dink aan mense wat regtig geestelik is, mense wat uitgesonder is. Miskien is dit 'n groep mense wat diep geestelik is. Hulle beweeg net op 'n ander vlak. Hulle is net so totaal anders. Ek wil nou nie sê 'n groep nonne nie, maar verstaan jy wat ek bedoel as ek dit so doen? Of monnike. Dalk is dit mense wat lang tye in stilte deurbring. Ek praat van mense wat ongelooflik ver verwyder is van die gewone mens in sy godsdienstigheid. Ek weet nie of jy so iemand ken. Hulle is die Fariseërs in hierdie storie. As jy so iemand ken, dis die Fariseërs. Dis wat Jesus probeer sê. Die MC Skoomans het ons gesê, hierdie superheilige, ver verwyderde, heilige superwesens. Dis die Fariseërs. So, of dink nou aan mense wat jy nie kan vertrou nie. Miskien die korrupte politici. Ek noem dit nou sommer so by die naam, want ons praat baie dikwels daaroor. Hoekom moet ek vir hulle die waarheid vertel? Hoekom moet ek omkoop geld betaal aan die polisieman wat my langs die pad voortkeer? So, verstaan jy die kontras? Hoe ver verwyder hierdie twee groeperinge van mekaar is. Die een wat so heilig is en die ander een wat so korrup is. Miskien het jy nou 'n beter prentjie. Maar die vraag wat eintlik vanmôre ter sprake is hier, waaroor ek met jou gesels, is nie die twee mense nie. Nie hoe goed die een is of hoe sleg die ander een is nie. Ek dink die gelykenis gaan eintlik oor 'n dieper vraag as net die mens. Hierdie gelykenis gaan eintlik oor dit waarin God regtig belangstel. Hierdie gelykenis gaan oor wat vir God regtig belangrik is. En die mooi van hierdie verhaal
is vir my die beskrywing van hierdie twee figure se gebede aan die een kant en hulle liggaamstaal aan die ander kant. Het jy opgelet? Die beskrywing van die Fariseër se gebed is lank. Hy bid hierdie lang, heilige, gedetailleerde gebed. En die beskrywing van sy postuur, met ander woorde, hoe hy staan en bid, is baie kort. Word nie veel daarvan gesien. Maar die tollenaar van sy gebed word gesê dat dit baie kort is, maar van sy postuur en hoe hy dit doen, word daar baie gesê. Kan ek dit gou weer vir jou lees? Die Fariseër het gaan staan, dis al wat die Bybel sê, en so by homself gebid. Dankie oor God dat ek nie soos ander mense is nie. Die bedrieërs, egbreekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas, hier gaan hy aan met sy gebed. 2 keer 'n week, ek gee 'n tiende van my hele inkomste. 'n Lang gebed, daar word nie baie gesê van hoe hy dit bid nie, maar net wat hy bid. Die tollenaar aan die ander kant het ver gaan staan. Hy het nie eers sy kop gelig na die hemel om op te kyk na die hemel nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan. Die Bybel gee vir ons baie detail oor hoe hy bid. Hy kyk af. Hy slaan op sy bors. Hy gaan staan eenkant. En sy gebed is kort. Wees my sondaar genadig. As jy die apokryfe boek van Henog gaan lees, sal jy daar sien, daar word beskryf hoe dat die gevalle engele glad nie hulle oë na die hemel kon oplig nie. En dit is so 'n beskrywing van die tollenaar. Hy gaan staan ver, kop na onder. Hy slaan op sy bors. Hy's bedroef. So, wat maak regtig vir God saak? Dis waaroor hierdie gelykenis gaan, Annemarie. God kyk en luister nie net na die gebed en die postuur van die bidders nie. Dit gaan nie net oor mense wat op ander mense neersien nie. Maar hierdie gelykenis gaan ook oor om voor God te kom as 'n weerlose mens. In jou naaktheid, eerlik voor God, net soos jy is. Niks om weg te steek nie. Niks wat ek van die Here kan weerhou nie. Here, hier is ek, net soos ek is. Ek kan nie eers opkyk nie, Here. Ek slaan my bors aan flatter, want ek is eintlik nie eers waardig om met U te praat nie. Nou wonder ek, en ek weet hulle wonder saam met my, wat soek die Here by 'n mens? Ek dink hierdie verhaal spel dit baie duidelik uit. Hy soek eerlike opregtheid. Eerlike opregtheid. Trouwens, ek weet nie of ek reg is nie, Marius, help my reg as ek verkeerd is, maar in Matteus 7 praat Jesus die hardste woorde. Dit is die woorde, ouma Doreen, waarvoor ek regtig die bangste is die woorde wat die Here praat daar in Matteus 7, as hy sê in vers 22 en 23, hy stuur mense van hom al weg. Dit is so anderste, Jesus doen dit nooit nie, maar hier doen hy dit. Hy nooi gewoonlik mense, hy sit by die slegte mense, hy sit by die sondaars, maar hierdie mense in Matteus 7 stuur hy weg. En ek wil dit vir jou lees uit die boodskap vertaling, wat staan daar? Hierdie ouens wie hy wegstuur, vra vir hom, Here en Meester, onthou U dan nie watter groot dinge ons alles in U naam gedoen het nie? Ons het gepreek en duiwels uitgedryf en allerhande magtige dade gedoen. En Jesus se antwoord is skokkend. Hy sê, ek ken julle van geen kant af nie, julle spot slegte mense verbied die hel, gee dadelik pad voor my. Jesus ken hulle nie. Net terug in die gelykenis.
Hoor jy vanmôre, wat is vir God belangrik? Hoor jy vanmôre, en jy gaan nou sien hoe ek dit vasmaak aan die nagmaal. En toe ek hierdie waarheid begin besef om Kosie, en ek begin daardeur werk, Daphne, en ek begin my rou voorberei vir vanoggend, en ek begin hieroor mediteer en so aan. Toe begin die Here met my praat. Luister nou, dit is ek. Maar miskien praat die Here ook vanmôre met jou, en miskien sê die Here ook vandag vir jou iets. En as ek die enigste skuldige een is, dan sê ek vanmôre, Here, help my asseblief, verander my. Maar weet jy wat pla my baie keer? Het jy al agtergekom met hoeveel pretensie kom ons baie keer na die Here toe? Met hoeveel pretensie, met goeie intensies, mooi woorde en goeie dade, met my Bybel lees, met my betrokkenheid by die kerk en my betrokkenheid by armes. En ek weet nie of jy dit al oorgekom het nie, dat jy dalk in die spieël gekyk het en gedink het, wow, jy doen okay. Jy doen alright, jy is daar net te sleg. Hou net so aan. Maar ek dink dis juist André waaroor hierdie verhaal gaan. As ek gaan 'n woord gebruik het, moet my asseblief nie kritiseer nie. Ek wil dit net in die konteks, broerles, van hierdie boodskap vir jou vanmôre so sê. Gewoonlik sal ek dit nie so sê nie, maar ek wil dit vanmôre so sê. Dis eintlik belaglik om te dink jy's alright. Dis 'n belaglikheid om te dink dat jy voor God iets kan wegsteek. Terwyl ek so voorberei en ek hiermee besig is, toe dink ek met myself, ons is eintlik nog elke dag nes Adam en Eva besig om vyerblare aan mekaar te sit, om ons naaktheid weg te steek. Ons is nog steeds besig met die grootste respek, praat myself vanmôre met 'n spoeg en plak evangelie, om te dink ons kan onsself op 'n manier wegsteek, ons swakhede en ons naaktheid voor God. Maar hoe kan ons dit doen, as alles wat ons doen baie keer niks meer is as net bloot pretensie? Ek wil vandag weer sê, ek onthou ek het 'n woord gebring hier op 'n stadium met 2 groot papiersakke wat ons oor mense se koppe getrek het. Hulle sal die woord onthou. Masker. En ons het gepraat oor maskers. Maar weet jy wat het ek ontdek? Jesus hou hom nie op met maskers nie, glad nie. Hierdie verhaal bring ons môre na die wonder van wat Christus gedoen het. Daar's 'n bekende verhaal van Hercules, waar 'n centaur, ek weet nie of jy weet wat is 'n centaur nie, 'n centaur is ons so halwe mens. Ek weet nie wie van julle ooit in hierdie verhale 'n bietjie rondlees, dit is baie interessant. 'n centaur is 'n paramens, 'n halwe paramens mos. Hy wou Hercules se vrou ontvoer en haar onseerlik aangerand het. Toe kom Hercules sy plan agter en hy agtervolg hom en hy vuur toe 'n pyl af en hy wond hierdie centaur noodlottig, maar net voordat die centaur toe nou dood is, toe sê hy vir Hercules se vrou dat hy jammer is oor wat hy gedoen het en hy vra vergifnis. En net voordat hy dood is, vra hy vir Hercules se vrou, asseblief onthou dit is nou verhale wat uit daardie tyd uitkom uit hierdie konteks. Hy sê, asseblief, as ek dood is, gee net asseblief dan in my vel as 'n aandenking vir Hercules.
Want die sektor en die vel, sy vel vergiftig. En toe Hercules die vel van hierdie sektor oor sy skouers hang, die een wat hy oorwin het, en die gif wat in hierdie vel was, in sy liggaam ingegaan. En as hy uiteindelik ook dood aan hierdie selfde gif. Wat het dit nou vanmôre te doen? Jy sien, ek dink so is dit net ook met die identiteite wat ons baie keer aanneem, wat ons oor ons skouers hang, wat nie ons eie is nie. Dis ook so as ons maskers dra om iets weg te steek, wie ons nie werklik is nie. As jy lang genoeg met 'n ander identiteit leef, en lang genoeg agter 'n masker leef, en lang genoeg leef met hierdie pretensies, na tyd kan jy nie meer onderskei tussen dit wat vals en waar is nie. Dit wat reg en wat verkeerd is nie. Asof die masker wat ons dra en selfs voor God dra, so deel geword het van ons gesig en ons identiteit, dat ons dit nie meer kan afkry nie. Dan sê ek, dis beter om soos die tollenaar kaal ontbloot voor God te staan en te sê, hier is ek, Here, net soos wat ek is, net wie ek is. Ek wil nie langer voorgee wat ek nie is nie. Hier is ek. Dis wat Jesus aan die kruis het gesê, toe hulle sy kleed van sy liggaam afgeruk het en hom ontbloot het reg voor die hele wêreld. Sodat hy vir ons kan wys, so lyk God se liefde. So lyk God se hart. So lyk die wond, die pyn, die seer, die gat wat in sy wese geruk is, die gat in sy liefde, wat ek en jy ingeruk het deur ons sonde en deur ons lewe. Hier is dit aan 'n kruishou, aan 'n vloekhou, sodat die wêreld kan sien wat het ons aan hom gedoen, sodat God ons hiervan kan red. Die nagmaal is vanoggend vir my 'n geleentheid om voor die Here stil te raak en na twee goed in my lewe te kyk. Ek weet nie of jy my kan help net so ander die klawers net saggies te speel nie, asseblief Boeta, jammer dat ek jou so opjaag. Maar ek is klaar, ek wil vir jou vra om vir 'n oomblik saam met my net stil te word op hierdie waarheid. Twee mense, twee heeltemal verskillende gebede in hulle postuur en in die inhoud. Kan ek jou net vandag daaraan herinner? Die Fariseer het net gaan staan, sê die Bybel. Jy en ek beleef goed soms baie verskillend, en miskien is jou interpretasie vanmôre heel anders as my interpretasie. Maar ek dink, dit wat Jesus wil voorstel is dat hierdie Fariseer gaan staan met 'n stuk hoogmoedigheid in sy hart, selfversekerdheid. Ek wonder of hy sy oë toegemaak het. En dit was wel belangrik dat mense hom sal sien en hoor. Maar kan ek gou vir jou sê, hoe die tollenaar se gebed gelyk, sy postuur, hy het ver gaan bly staan.
Hy wou nie eers na die hemel opkyk. Hy was bedroef. En die Here sê, hy het op sy bors geslaan. Sien jy die verskil? Ek het vergeet. Ek kan nie net vanmôre oor die Fariseë en die tollenaar praat nie, ek moet oor Jesus ook praat. Kan jy hom sien aan die kruis? Deur die pyn, deur die absolute pyn van verwerping en sy liggaamlike pyn en die angs, is hy ook besig om te bid. Ontbloot en naam nes die tollenaar. Die tollenaar se gebed, ag die Fariseër se gebed is, ek dank nie dat ek nie soos ander is nie, en dan noem hy hulle by die naam. En dan verwys hy na sy eie goedheid, en hoe hy vas, en hoe hy gee, meer as wat hy hoef te doen. Die tollenaar aan die ander kant, sy gebed is kort, wees my benaam. Ja, Annemarie, Jesus se gebed is net, Vader, vergeef. Ek weet nie wat dit is nie, maar hierdie laaste week vloei trane net onbeheers. Ek sit op lang na die kinders en dan huil ek, soos dat ek nie anders in sy huil nie. Gisteraan kyk ek 'n storie saam met Ronel, sommer so op YouTube op ons televisie. En ek huil so dat ek myself nie behoorlik kan handhaaf nie. Maar ek kan dit by haar doen, hier gaan ek skaam kry, hier gaan ek in 'n verleentheid. Dis beter om kaal te wees. Sê hier is ek, dis ek is. Here vergewe ons die kere wat ons voorgee. Vergewe ons Here die kere wat ons gedink het ons doen iets reg. Hoe verwaand kan ons wees? Alles wat ons is ons deur die genade en die genade alleen. Here, en as ek vandag in die spieël kyk, sien ek nie iemand wat geregverdig is deur sy eie werke nie, nee, glad nie, Here. As ek in die spieël kyk, wonder ek baie keer, hoe kan U my lief hê met al my foute en my tekortkominge? Vader, dankie dat U deur Christus aan die kruis na my kyk en na elkeen in hierdie kerk. Here, vergewe ons as ons gedink het, ons kan U beïndruk met ons kerklere, as ek dit so noem. Ons wil vandag by die kruis kom staan en ons wil alles wat nie van U is, nie uittrek en van ons al weggooi. En ons wil voor die Vader kom staan en sê, hier is ons, net soos wat ons is. En as dit nie vir U was nie, Here, was ons in elk geval niks. Ek gaan vra, as dit reg is, dat Pastoor Etjie vir ons 'n gebed kom